Goed, ons sien nou Cyril Ramaphosa het iets te sê gehad oor die back and closure daar by sy state address by die parlement in die Kaap. Ek wil gou-gou 'n verklaring voorlees van die Boere Vryheidsfront se volksbestuur. Iemand het vir my hierdie verklaring gestuur en ek wil dit graag voorlees, want dit sit baie mooi uiteen die ernstige probleem wat ons op pad is na in Suid-Afrika, naamlik hongersnood. En dit gaan natuurlik groot onrus en krisisse veroorsaak. Die kospryse gaan skyrocket. Melk, kaas, nou ja, dit was in elk geval die plan op die tafel. So kom ek lees gou vir julle hierdie verklaring. Die back and closure stryk, hoe die staat 'n veevirus gebruik om die boer te onteien. Cyril Ramaphosa het donderdag aand tydens sy SONA-toespraak uiteindelik 'n nasionale ramp afgekondig weens die verwoestende back and closure uitbraak. Vir die oningeligte luisteraar het dit geklink asof die regering wakker geskrik het en tot die redding van die landbousektor kom. Maar agter hierdie masker van welwillendheid skuil een van die mees bose en berekende aanvalle op die onafhanklikheid van die kommersiële boer sedert 1994. As jy dink hierdie gaan oor die beskerming van jou kudde, word wakker. Hierdie is onteiening sonder vergoeding, vermom as 'n veeartsenykundige krisis. Kom ons dekonstrueer die sielkundige lokval wat die regering van nasionale eenheid vir ons gestel het en wat Ramaphosa se politieke snot werklik beteken. Die COVID-bloudruk, kriminalisering van onafhanklikheid. Ramaphosa het aangekondig dat die nasionale kudde van 14 miljoen beeste ingeënt gaan word, wat 28 miljoen dosisse oor die volgende 12 maande vereis. Maar let fyn sy woorde. Die staat sal die verkryging sentraal fasiliteer. Hy het gewaarsku teen die versoeking vir boere om hulle eie eindstowwe te bekom, sodat die staat absolute beheer oor die regte stam kan behou. Hoekom? Dit is die presiese monopolie model wat hulle tydens die COVID-19 pandemie gebruik het. Hulle kaap die oplossing, sodat jy van hulle afhanklik is vir oorlewing. Hulle weet die kommersiële boer het die kapitaal en die netwerke om homself binne weke te red, maar die staat verbied dit. Hulle bind jou hande agter jou rug vas en dwing jou om in die ry te staan vir 'n onbevoegde staatsdepartement. Terwyl die bureaukrasie sloer en die tenders gekaap word, vrek jou beeste. Dit breek jou selfstandigheid en dwing jou om te bedel vir oorlewing by 'n regime wat jou haat. Die biologiese onteieningsstrategie. Laat ons nie onnoosel wees oor die ANC se motiewe nie. Die regime het lankal besef dat wetlike onteiening sonder vergoeding te veel internasionale weerstand bied. Maar wat as jy die boer biologies bankrot maak? As hierdie sentrale entstof uitrol soos voorspel, vertraag word deur onbevoegdheid of as daar skielik streng swart ekonomiese bemagtiging vereis, dis aan die hulpfondse gekoppel word, sterf die kommersiële boer se besigheid. Die kontant vloei droog op, die banke trek die lenings in, en die plaas word op 'n veiling vir 'n appel en 'n ei verkoop aan staatsgekoppelde kaders. Dis nie onbevoegdheid nie, dit is berekende sabotasie. Hulle gebruik back and closure as die wapen om die grond te vat wat die grondwet hulle nog nie toelaat om te steel nie, en die buiteland natuurlik. Die DA se rol, die bruikbare idioote, dit bring ons by die mees tragiese en briljantste deel van Ramaphosa se skaakspel. Die minister van landbou is John Steenhuisen. Ons almal gesien hoe lyk oud Don. John, hy eet vreeslik lekker. Hy oorvreet hom eintlik. Ekskuus tog, dis my kommentaar. Ramaphosa het in sy toespraak trots aangekondig dat daar 'n spesiale taakspan is wat aan die president gaan rapporteer, terwyl Steenhuisen saam met hulle werk as die gesig van die operasie. Verstaan jy wat hier gebeur? Die ANC het die redding van die landbou in die hande van die DA-minister geplaas, wetende dat die gesentraliseerde stelsel reeds ontwerp is om te val. Wanneer die entstowwe in pakhuise verval, wanneer die tenders gemanipuleer word, wanneer jou lewenswerk vrek, terwyl jy vir 'n staatsstempel wag, wie gaan die skuld kry? Steenhuisen, en by implikasie die DA. Hulle het hulle self vrywillig as die skokbreker vir die ANC se beleid van vernietiging aangebied. Hulle verkoop 'n illusie van beheer aan hulle kiesers, terwyl die ANC die stroppe om die landbou se nek styf trek. Steenhuisen is nie die redder nie, hy is die administrateur van ons ondergang. Lank terug het ek vir julle gesê, die DA het Joodse wortels, Joodse globalistiese wortels. Hulle is die ANC se grootste kameraad en vernoot. Nou ek lees verder.
Die illusie van hoop is jou grootste vyand. Propaganda werk die beste wanneer dit jou hoop gee in 'n stelsel wat besig is om jou te vermoor. As jy wag vir Ramaphosa se staakspan of Steenhuisen se departement om jou plaas te red, teken jy jou eie doodsvonnis. Die regime skep die krisis, hulle kaap die oplossing en hulle dwing jou om hulle daarvoor te bedank. Die Boerevryheidsfront weier om hierdie speletjie te speel. Ons weier ons voedselsekuriteit, ons welvaart en ons erfenis oor te laat aan 'n stelsel wat agter geslote deure klink op ons agteruitgang. Daar is slegs een uitweg uit hierdie wurggreep: volledige, kompromieslose selfbeskikking. Ons moet ophou kyk na die Uniegebou vir oplossings. Ons moet ons eie parallelle landboustrukture befonds en ons eie veeartsenykundige invoerkanale bevestig, heeltemal buite die beheer van hulle korrupte staat. Die vee is op die spel, maar die werklike teken is jy en natuurlik jou grond. Staan op, staan saam, staan apart en dan is dit geteken Boerevryheidsfront Volksbestuur. En wie hulle is, weet ek nie. Ek dink dit is 'n baie goeie samestelling en dit is presies waarheen ons is op pad, is die verwoesting van landbou en die vat van die grond deur middel van agentskappe wat deur die ANC daar gestel is, BEE agentskappe. En dit is waarheen ons op pad is. Hongersnood en grootskaalse onrus as gevolg van hongersnood. En dan as die regering, as hierdie FSA dan nou verder druk toepas op Suid-Afrika en ons gaan na 'n situasie waar hulle die geld afsny soos wat ek voorspel het gaan gebeur. Die geld wat hulle elke dag by die internasionale bankiers leen, dis so 2,1 miljard per dag. Wel, dan het ons 'n bloedige revolusie op ons hande en die blankes se lyke sal lê in die strate en niemand sal dit optel nie. So jy moet solank 'n plan hê vir wat kom. Sluit aan by Suidlanders asseblief.